Ek oefen net een dag, die Saterdag en die Sondags oefen daar. Ek ry rustig al gewoonlik die Saterdag, want ek het nog in die laaste 10-15 jaar besluit is as ek nie in een dag 'n plan kan maak wat ek die SA's kan mee hengel nie, dan gaan ek glad nie 'n plan hê nie, want ek meen dit is maar net so by my. Daar's nie 'n stuk water wat ons hengel wat ek nie ken nie. Dis ongelukkig maar een van daai goed wat 'n mens Ja, maar daar's moet jy met rekening trek. Ja, dit is. En dis hoekom ons sê, Dan, met daai kompetisie wat ons nou een of ander tyd bietjie moet skouer aan die wiel sit. Kom ons hoor gou by ene meneer Bekes. Jy en Andrew was mos maar vir jare penmaats. Daar was baie van daai 300-400 gram karpies wat daar was. Maar dan vang jy daai mooi 2-3 kilo kaapsoort. En enigsins 'n teken van die kurpers en die muddies en die goed? Niks. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Okay, welkom terug by nog 'n episode van The Original Podcast. Ons stap nou al hoe nader aan daai episode 100 toe. So ons is sterk op pad soontoe. Ons het vanaand vir julle weer 'n lekker propvol episode. Daar's 'n klomp topics wat ons wil bespreek. Lekker klomp hengel wat gebeur hierdie tyd van die jaar. So daar's 'n paar goed wat ons wil aanraak en 'n paar van die hengel goed wat voorlê waar ons net ook so 'n bietjie aan gaan touch. Maar voordat ons verder gaan, Dad, welkom by die episode. Yes, dankie. Dit's lekker. Ons is hier so met 'n gewapen met 'n yske whisky en 'n lekker pel om mee te kuier. So, ja, ons is reg. Ons vat hom. Ja, en dan het ons vanaand 'n ou bekende gesig hier op die podcast. Ek dink dit is een van die gaste wat van die meeste al op die podcast was en hy is altyd bereid om te help. Om vir ons raad en goed te gee. Hy was net die naweek of 2 naweke wat terug is, het hulle lekker gehengel toe, het hy redelik goed gedoen. Net gewys dat hy nie net kan gooi nie, hy kan visvang ook. So dit ons mag gesê laat ons bietjie met oom Johan gesels en hoor wat het hulle gedoen daarso in Bloemhof. So oom Johan, welkom terug by die podcast. Ag, altyd lekker, Sakkie. Ja, wat die mense geniet het. Ek sien as ons podcast het altyd baie ure se kyk, die mense kyk het, hulle geniet dit. Ek moet net vir julle sê, ek het so 3-4 weke terug het ek daai gooi sessie gehad hierso by Homestead met die bulletproofs, die nuwe bulletproofs. En ek het ek het 'n videoetjie gemaak, sommer in die oggend dat ek net vir hulle gewys het wat die stoktou kan doen, want ek meen dis mos nou mense, daar staan 50-60 mense en nou gee maar 'n shot en ek het hom toe nou gegooi soos wat ek hom nou moet gooi. Ek het die video gesien waarvan hom praat. Nou daai video staan op 1.6 miljoen views. Yes. 1.6 miljoen views. Dis ongelooflik baie. Maar nee ja. Dis maar eintlik al wat ek wou gesê het. Daai video gegaan. Maar dis soos julle podcast. Ons as ek op hom is dan die mense hou van dit. So dis lekker om hier te wees. En die mense maar die mense hou daarvan. Hulle sal altyd mense ook op is. Nee, dis korrek. Ag, okay. Dis wat pa nou sê, sien jy Sakkie, maar dis hoekom ek so baie op is want hy weet. Maar nee, die mense as hulle daar in die winkel inkom, dan sê hulle eers great, dankie vir die raad en dankie vir die mooi goed wat julle praat. Julle praat alles, daar's ander ouens wat niks wil praat. Dankie vir dit wat julle altyd sê. Ja. So daar kom pluspunte uit. Ons kry altyd net maar comments as oom Johan op die podcast, ons kry ons altyd net comments van die mense wat sê ja, maar oom Johan kan gooi, maar kan hy visvang? So vandag gaan ons 'n bietjie gesels vir die visvang gedeelte. Ja, wys dat ons nog 'n vis gevang kan kry ook. Maar nou ja, voordat ons verder gaan, daar's net geen of twee administratiewe goed wat ons wil afhandel. Daar het pa pak voer by pa of het pa pak voer in die kar vergeet? Nee, die pak voer is by fabriek, sorry. Ek dink nou eers daaraan dat pa ons het verlede week het ons gesê dat die luisteraars by die huis 'n paar van daai pakke voer kan wen. So ons het gesê ons gaan dit vir 2 weke hardloop, so hierdie week is nou die laaste week wat ons dit gaan doen. So as jy een van daai pakke voer, die nuwe Original Millibom wil hê, ons gaan vir julle 6 pakke weggee, 3 fyn, 3 grof, 1 kilos. Julle kan kies, ons het daai 5 verskillende geure, ons het die plain, ons het die fluorescent, die egg yellow, die banana en die honey glow. So dis daai 5 geure, so julle kan kies wat se een jy wil hê. So al die enigste way jy dit kan wen, in die comments onder sê daarso vir ons lekker Original Millibom en dan sê vir ons wat se geur jy wil hê. Dan gaan ons ons het gesê 5 lucky winners, gaan ons trek en dan elkeen van julle gaan daai 6 pakkies voer kry.
Dan gaan ons dit uitstuur, dan sal ons dit ook saam met die members se pakkies wat ek nou nog nie uitgestuur het nie. Want ek seker ook al om verskoning moet vra. Ons sal dit ook in die week sal ons dit uitstuur, dan sal ons daai goed doen. So ons sal volgende week se video sal ons daai wenners trek. So as julle nog geen geskryf nie onder in die comments, gooi vir ons 'n comment daarso en dan skryf julle in vir daai kompetisie. Dit het lekker voor so sê. Nee, ek is stil en rustig. Ek sien die mense kom met daarom nou hulle mis pa se stem. Hulle sê pa moet meer praat. Nee. Johan, hulle het my uitgehaal op 'n stadium gesê ek praat te veel, ek moet die gaste ook kans gee. Maar gelukkig met jou op die program sal ek nooit daai probleme hê nie. Toe kry my pa so 'n bietjie stilstype vir so 2 weke en ja, is goed dat hy weer terug. Ek sien hy 'n bietjie maniere kry dat hy bietjie stil bly, ja. Johan, jy moet daai hemp vir jou so 'n bietjie mooi trek, man. Ag joh, ek was jy kan sien hy gly al hoe meer af. Ek is besig om lekker. Kyk, dit gaan nou oor die lekker sit. Kyk daar so lekker trek. Weet jy hoe dit vir my nou gelyk? Dit lyk of jy by 'n haarkapper is en hulle is besig om jou hare te sny. Maar anyway, dit ek moet vir jou sê hierdie stoel sit baie lekker so ja, ek dit voel omtrent so. Ek het al op een van die vorige episode gesê hierdie stoel van my klap so elke nou en dan as ek op die verkeerde manier sit, so ek moet een of ander tyd moet ons maar vir my 'n podcast stoel ook kry. Ja, ek sien my pa het so lekker stoel, Johan het so lekker stoel en dan sit ek hier op so 'n klein kombuisstoeltjie. Ja, dis lekker. Ek moet so nou net besluit ek wil bietjie opkom weer boontoe. Dan lyk dit nie of ek op die grond wil hê nie. Ja. Alright, voordat ons by die topik van vanaand se episode kom waar ons gaan gesels rondom oom Johan Bekes hulle wat by die Meesters SA's was aan Bloemhof. Dit julle die naweek die boot op die water gesit. Ek dink dis so mense dit moet beskryf. Ek dink nie mense moet dit beskryf as jy dit gaan fish nie. Julle die boot op die water gaan sit vir 'n liga. Hoe het dit gegaan? Ja, dit was die eerste keer dat ons nou gaan liga hengel het en dit was volgens die ouens wat nou al dit jare doen, die ligas hengel, reken hulle dit is een van die toernooie waar hulle by verre die minste vis nog ooit by geweeg het. Die groot baber ouens in Mpumalanga het daar op en af gejaag en kon nie babers kry. Hulle sê hulle het skole babers gekry, massive skole. Maar daai vis het dood-eenvoudig net nie geëet nie. Wat niemand kan verstaan nie. Ons het besluit voor die tyd al besluit dat ons gaan met die laat dit nou nie 'n klapkompetisie is nie, ons gaan 'n bietjie nuwe plek probeer. En ons het weer daar ek en jy het in die verlede al daar gehengel net links van RPI se draad. As jy nou op die oewer is. Daai linkerkant se draad van hom tussen dit en Last Farm. Ons is in daai baai in daar het ons gelê. En ek sal vir jou sê ek was regtig vol moed en ons daar gekom die oggend en 1 of 2 vis het gedraai en ons 7:30 het ons gegooi met die liga wag jy tot 7:00 voor jy kan ry. So ons het 'n halfuur gevat om te ry en te anker en alles reg te kry. 7:30 toe gooi ons. 7:50 toe vang ek 'n baber en 5 minute later toe Lia baber en daar gaan die ligte toe net so af. Ek het nog eenetjie gevang en ek het met daai 2 vis gesit tot seker omtrent 11:00. Dit was so stadig, maar seker hierna 'n visie begin kry, maar die ligte het net nooit aangaan nie. En die ander ouens almal presies dieselfde. Met hoeveel vis het julle toe geëindig, né? Ons het albei 7 vis gehad. My 7 vis was 20, iets kilos en Maasen was 14, iets kilos. En die wensak? Die wensak, ek praat onder korreksie, maar ek dink was 46 kilos. Nou 46 kilos vir daai ouens is regtig nie 'n groot sak nie. Maar ja, dit is wat dit is. Was dit een van die baber ouens gewees? Nee, ek dink nie so nie. Nee, die baber ouens het gesukkel. Die baber ouens het regtig gesukkel. Ek kan nie dink dat ek groot sakke babers daar gesien het nie. Nou sal Johan Bekes my nou 'n boodskap stuur. Jou pa vra my kom ek reg. Toe sê ek nie jep, ek kom reg.
Bietjie laat. Ek is op sy podcast. Hy moet net weet ek is nie so. Oom het reg gekom. Dermot, so julle die naweek nou lekker gehengel en dan volgende naweek het julle nou maar little bit of the same, little bit much the same. Net vir die luisteraars by die huis het gou sê, net vir die luisteraars by die huis sê dat my pa sê nou wel, dis die eerste keer dat hulle nou 'n liga gehengel het en goed sit, maar hulle was maar wat 20 net so oor die 20 bote vir die liga. 22. En net om vir julle in perspektief te sit, 'n klapkompetisie gewoonlik either about dieselfde of bietjie meer bote op 'n klapkompetisie. So dit wys net as Ek dink die vlak van hengel verskil aansienlik. Ja, maar dis nog steeds dieselfde hoeveelheid boot. Wat ek net wil sê, dis 'n klapkompetisie is nog steeds net so groot. Ek wil eintlik nie afbreek op die liga nie. Ek wil net wys dat 'n klapkompetisie kan. Ek is mos een van daai wat sê. Ek is een van daai wat maar heeltyd op die podcast sê enige klapkompetisie of dit nou van die oewer af is of dit nou hoe wat waar ook al. Ek dink klap hengel is regtig van kardinale belang as jy jou hengel wil verbeter. Ek kan verder net noem dit is nogal 'n redelike taai situasie daar met die klapkompetisie want dis ons laaste een vir die jaar. En tussen die top 4-5 bote is dit letterlike punt en 2 punte en sulke goed. En tussen die top manshengelaars en dames oralster is dis regtig waar daar's niks certainty nêrens vir niemand nie. Ons sal moet wag tot na die naweek om te sien wie gaan bo uitkom vir die jaar. Ja, maar alright. Kom ons los die bote net maar daar vir nou. Ek sien Johan begin daarso aan die slaapraak, so kom ons gaan maar terug na die oeverhengel toe. Ek stuur vir Paul daarom 'n boodskap, so ek is nie so bad nie. Hy raak so verveeld hy tik al. Ja, check sy foon. Nee, ek wil net vir jou pa sê dat ek persoonlik dink verlede naweek was nou nie die beste naweek nie, maar ek dink hierdie naweek wat nou kom gaan hulle definitief weer normaalweg onthou ek dink dit was volmaan, dis waaroor dit gegaan het was volmaan en ons weer uit dit uit, so hulle gaan bietjie beter doen as verlede maand. Hoe lyk die weer nou op hierdie stadium by julle? Kyk, dis koud en dis reën, hulle het voorspel vandag en môre reën en dan breek hy so bietjie en dan weer teen die naweek reën hy weer 'n keer. So maar ja, dis daai tyd van die jaar, sakkie die reën moet kom, dis al tyd vir ons om te reën. Ek het gister as ek hier na Oogie se kant, dis koud. 18 grade vandag. So hy was regtig koud. Ek het 'n langmou hemp aangetrek en ek het gister ons daar by Oogies gehengel by ons span, by diskusspan. En daai ouens daai kant toe, jy moet sien hoe mooi staan hulle mielies. Die mielies is al so hoog. So hulle het mooi reën gehad en hulle het al mooi so dit moet so wees. Dit moet so wees. Ek kan nie verstaan dat dit nog so koud is nie. Dis koud. Maar dis koud. Dit is regtig koud. Ag, dit gaan ook maar daaroor dat kort is 'n haalstorms in die omgewing sakkie en dit koel die aarde maar af. Ja nee, definitief. En op 'n van die dag het dit die vis ook affekteer. Ons weet dat die vis hou van 'n lekker warm dag. Ja. Hou net vas, ek net kyk wat gat jy op my kind se. Eskom met die krag afgesit. Ja, sy. Is jy reg? Yes, ons is terug. Nee, sy het 2 skerms en ek weet nie wat daar gebeur nie, dat nou 'n ou daar opgekom en hulle speel mos games en sulke goed so nou. Toe wil hy saamgesels. Sê van my kan saamgesels. Hy vertel waar ek moet vis vang hier naweek. Gepraat van oom Johan praat hy so van saamgesels. Derek, dink ek net geweer eens vir die luisteraars by die huis net sê van episode 100. Het ons gesê dat ons wil kyk, ek het net met Pa gesê dat ek het 'n ander idee vir episode 100, maar ek dink nog steeds ons moet daai episode doen met die gehoor, laat die mense kan inkom en dit doen. So as julle nog steeds belangstel vir een van daai episodes, ons is nou op episode 94 of 95. So ons is 'n 5 weke weg van daai episode 100 af. So as julle wil doen, dan stuur ek as julle dit wil doen, moet julle my laat weet in die comments down below. Dan kyk ek of ek vir ons 'n link kan create en dan kry ons 1 of 2 gaste, dan kan ons 'n podcast record soos die en dan kan julle net deel wees as 'n gehoor en dan kan julle vra as 'n audience, ja. En dan kan julle vir ons vra. Julle gaan nie fisies op die video wees nie. Ons gaan julle dalk kan sien. Maar julle gaan ons kan sien en dit gaan live met ons wees. Julle kan vra op die tik. Julle kan vir ons in die Messenger tik en live kyk hoe ons dit record. So as dit is iets wat julle wil doen,
Ek het dit nog nie getoets nie, dis ongetoets. So ek glo dit kan werk. Ek dink die stelsel wat ons het kan dit hanteer. Maar ek weet nie hoeveel mense nie, dalk 30 mense, dalk 50 mense, ek weet nie hoeveel mense sal belangstel nie. So die enigste manier hoe ek dit gaan weet is as julle vir ons net onder laat weet, luister julle wil dit doen, ek moet vir julle 'n link stuur. Ek dink ons sal daai ding 10:20 op 'n Sondag moet rekord, hè. Wat almal rustig by die huis kan wees. Of op 'n Maandag aand is eintlik nie 'n slegte tyd nie, nee. Ek dink as mense dit sien op Maandag aand 7:00 doen, is seker meeste van die mense tog by die huis. Ja, Ja. behoort te goed te werk. Dit gaan 10:20 makliker wees as 'n Sondag, want Sondag wil mense maar tyd saam met die familie spandeer. So Ja, ons dis moet nog tyd vat of van die mense sal dalk by die hengelwater wees. Maar alright, Johan, kom ons gaan terug Bloemhof toe. Ek het gesien op die lysie dat oom Slaam was redelik hoog op die lysie gewees, so terug ek laat ek bietjie met oom Johan gesels rondom die hengel. Ek sien die hengel was nie wit warm gewees nie, maar ek sien daar het 'n klompie vis uitgekom. Ja, Sakkie, ja, kyk, dis 'n is die Meesters SA's is mos elke jaar in Oktober maand en ons wissel hom tussen Valdam en Bloemhof, dis hoe hy nou geroteer word, 1 jaar die kant, 1 jaar daai kant, en dit was nou toevallig hierdie jaar weer Bloemhof se beurt, en dit was Gauteng wat hom aangebied het, en ons sou oorspronklik daar by die peperboom gehengel het daar by Verlatens, almal ken ons die area as die peperboom, waar die groot boom is, en daai vlak water, maar met die water wat toe nou so skielik opgekom het, verlede jaar, het daar, terwyl hy nou opgekom het, die bossies en goed gegroei, en daar was ontsettend baie vis, maar jy moet nou elke keer moet jy nou 40, 50 meter instap, om tot by jou vis te kom en om daar te gaan losmaak, en al het jy een hoek, al het jy wat, jou lyn lê om die bossies, en toe besluit hulle nee, hulle gaan hom skuif, en hulle skuif hom toe nou weer om die draai, daarby weer Verlatens inkom, en dan gaan jy net reg het aan, en dan gaan jy daar om, en dan sê om hy sloep, hengel ons toe nou daar, wat natuurlik baie goeie water is. So ons het daar gehengel, en ek sê nou maar goed, want ek is mos nou, hoe dit by my is, ek oefen net een dag, die Saterdag en die Sondags oefen daar, ek ry rustig al gewoonlik die Saterdag, want ek het nog in die laaste 10, 15 jaar besluit is, as ek nie in een dag 'n plan kan maak wat ek 'n SA's kan mee hengel nie, dan gaan ek glad nie 'n plan hê nie, want ek meen, dit is maar net so by my, daar's nie 'n stuk water wat ons hengel wat ek nie ken nie, ek ken elke stuk water, so dis eenvoudig, ek gaan hengel een dag, oefen een dag, en ek oefen hard die tyd wat ek oefen, en ek maak my planne, en ek kyk wat ek wil doen, en dan weet ek presies as ek vanmiddag by die kamp kom, en natuurlik het ek 11 ander maats wat ook planne het, so as 'n paar pelle. Korrek, nie noodwendig altyd die pelle, miskien dalk nie, Maar wat mees van jou span is, maar mense met wie jy connected is. Korrek, wat as ek nou regtig nie seker is nie, dan sal ek mos nou kan, en mag toe ek nou Saterdag aan daar kom en hulle praat, toe kan ek dadelik aflei dat ons SA's gaan 'n vergooi kompetisie word. En dit was so, die manne wat die beste kon gooi, wat die verste kon gooi, het verseker die beste gedoen. Dit is nou maar, jy kan maar gaan kyk in die ranglys, dit is nou maar so, die vis was toe nou maar ver, ek het vir die 3 dae wat ons gehengel het, nie een vis nader as 135 meter gevang. So, en in die meesters afdeling is dit wyd, dis 'n groot afstand. So, en daar was, vir party mense was dit moeilik, vir ander mense was dit maklik, as jy gooi waar die vis is, dan gaan jy vis vang. Ek meen, ek het byvoorbeeld die Sondag toe ons geoefen het, ek het 'n magdom vol vis gevang, en Richard Becker en Reinhard Herselman was aan my linkerkant, en in ons regterkant was die Vrystaat, en ons het toevallig so 2 dae langs mekaar getrek, hulle het net die een dag het hulle so omgedraai, so ons het hulle die hele tyd by ons gehad, en hulle het, jy weet, Richard het na die tyd na my toe gekom en vir my gesê, Johan, jy het baie vis gevang vandag, en hy sê, maar dit gaan alles oor, omdat jy daar ver kan hengel, en jy hengel in jou eie water, jy vang jou eie vis, sê ek vir my, dit is die waarheid, so, maar ja, dit was lekker, dit is baie lekker geweest, dit was lekker SA's, dit was my tipe hengel, nie dat ek nie kan naby hengel nie, maar
dis ek hou ook daarvan om net in te gooi en 'n bietjie te wag vir 'n lekker byt en dan vang 'n ou 'n mooi kaper of vang 'n barber of wat ook al. So dis ook baie keer lekker. Ou wil nie altyd 100, 120, 150 vis vang nie. Dit is seker ook 300 vis soos Gideon. Nee, ek meen ons het ons tyd gehad. Ons het daai tyd gehad in ons lewe wat ek meen jou pa het dit al 'n podcast genoem waar ons 300. Ek meen ons het in Rockwell daai 380 en 384 in gevang. Dis baie vis. Johan, wie was jou penmaat? My penmaat was Johan van Heerden. Nou, ek moet vir julle sê my penmaat is Johan van Heerden en dis 'n oom vir wie ek haal my hoed af. Hy's op pad 80 toe, hy's in sy 70's. Om nog teen ons manne wat 50 en 55 en amper 60 is te kom hengel. En hy het wragtig, ek sê vir jou, baie goed gedoen. Vir die omstandighede het hy baie goed gedoen. Dag 1 het ons gesukkel bietjie met hom, hy het gesukkel want dit was moeilik in die sone wat ons gesit het, was A-sone en ons moes kompeteer teen A1, 2 en 3 want dit was in die oefendae was dit ook die hotpenne, baie vis daar uitgekom. En toe trek ons nou maar daar 'n bietjie verder op 5 en dit was moeilik daar en ja, ek het in dag 1 29 vis gevang vir sê 26 kilos en die ou wat op die puntpen was op pen 1 het my letterlik met minder as 'n vis geklop. Minder as 'n vis se punte. Ek het nie eens 10 punte nodig gehad om hom te klop nie, maar dit was hoe moeilik dit was en ons moes teen daai puntpen en ek het vir hulle van die begin af gesê die oggend is ons gaan harder moet hengel as die ander ou want om die puntpen te klop omdat daar so baie vis in daai area was dit nie eens nodig vir daai ou om eers 115 te hengel nie. Ek glo nie dat meer verder as 115 hengel. Om jou 'n voorbeeld te gee, daai twee mannetjies het dag 1 dink ek was eerste en derde of twee meesters. Ja, daai twee mannetjies. Ons is nog mannetjies man, ons is nog jonk. Hulle twee het eerste en ek dink derde of eerste en vierde in die sone gekom. Ek dink eerste en derde. En die tweede dag toe ons hengel, toe hulle tweede laaste en derde laaste. So dis hoe goed die puntpen was. En hoe moeilik die ander zones was waar jy nou nie die puntpen gehad het nie. En elke liewe dag wat ons gehengel het pen 1, A1 en pen F7 die sone gewen elke liewe dag. Ja, dis ongelukkig maar een van daai goed dat 'n mens moet rekening trek. Ja, dit is. En dis hoekom ons sê dat met daai kompetisie wat ons nou een of ander tyd bietjie moet skouer aan die wiel sit. Kom ons hoor gou by ene meneer Bekes. Jy en Andrew was mos maar vir jare penmaats. Jep. Nou waar is hy nou? Wat is die situasie met Andrew? Andrew is in Amerika. Soos op 'n permanente basis. Ja, hy werk permanent in Amerika. Hy kom nou huis toe, soos wat die ander ouetjies deurkom, dan kom hulle mos nou deur vir die winter. Ja. Dan sal hulle nou hier Desember, Januarie en Februarie en einde Maart, middel Maart, einde Maart dan gaan hulle weer terug. Dan werk hulle weer vir 9 maande. Okay. Want wat wil jy doen? Kom ek sê vir jou, nie wat wil ek doen nie. Daar was 'n ding genoem van Martinus Elof. Het gesê ja, hy was op die podcast en ons praat so die aand en hy sê ja, maar Gideon en Herman dink hulle is die beste pen. En hulle dink ons moet die ding bietjie uitsort dat ons die beste pen. Martinus en Rolfie reken hulle is die beste pen. Lekker man, dis Toe sê ek vir hulle, maar dit help nie. Dit help nie ons vat net twee ouens en nou dink jy is die beste nie. Toe sê ek stel voor, ons vat 6 penne. En dit is op 'n genooide basis. Daar's geen ander kriteria daarvoor nie. Ja, so original podcast genooide toernooi. Dit is dan nou Gideon en Herman Dix, Martinus en Rolfie. Dan sê ek, moet ons vir Ella en vir Barend vat. Ek voel 'n mens moet vir Josef en Apie vat. En ek voel as gevolg van die podcast moet ons vir Dwayne en vir Lloyd, Dwayne Webb en Lloyd Price vat, ja? Nee? En dan sal nou 1 pen oor.
toe sê ek, dit sou vir my van pas gewees het, dink ek, as ek net net vat oor die geskiedenis om vir jou en vir Andrew op te sit. Ja. En as jy sê hy's op pad, dan moet ons nou net hoor wanneer is hy op pad, dan kan 'n mens nou Maar ons het gesê, ons het eintlik gesê dit moet 'n pen wees wat fisies nou op 'n pen hengel. Ja. Dit was die een caveat wat ons gesê het op die dit is so. Dit moet iemand gaan die kry penne twee opmaak ouens. nie. Ja. So dit gaan nie so, maar Hengel Dwayne en dinge se saam. Ja, hulle was nou by die SA saam. Hulle is penmaats by SA's elke keer. Ja, en ek en Andrew is ook penmaats by die SA, so dit maak nie saak. Maar hulle het nou hierdie jaar fisies saam gehengel in die by die SA. Ja, ons het ook verlede jaar saam gehengel fisies. Okay, dan kan dit werk. En ons gaan 10-1 weer in Maart maand weer saam hengel by die SA's. So dan is dit 'n pen, dit. Nee, maar maar ons moet nou net kyk of hy sê, anders wag ons net tot hy terug is. Kyk, hulle kom nou in die volgende 2-3 weke moet hulle hierso wees. Dus dan is hulle tyd verby daai kant. En dan gaan hulle terug net voor einde Maart gaan hulle terug. So jy het 'n hele Januarie en Februarie om dit te doen as jy sou doen. Ja, ons gaan dit maar moet eintlik 'n plan maak. Maar ek dink die rooster op hierdie stadium is so vol. Waar wil julle heen gaan? Wil julle na 'n casting venue toe gaan? Nee, nie noodwendig nie. Nee, ons sal ek sien judge in die jury. Nee, so. Ons sal kyk Leeuplaas, Moelman, iewers waar ons almal is. Ja. Water wat ons almal ken. Jan van Driel, een van daai plekke. Asseblief net die drill die asseblief. Vat ons maar eerder aan Leeuplaas toe. Vat ons Leeuplaas toe, dit is fyn. Wat sê net nie? Net nie van drills nie. Ja nee, anders het ek gedink dalk sommer Trigard toe of whatever. Ons sal 'n plan maak. Ons sal iewers 'n gaatjie kry. Die groot ding is net ons moet Dwayne en Lloyd het gesê hulle is reg, Gideon hulle is reg, Martinus hulle is reg, julle is reg. Ek het vergeet om met Joseph en Apie te praat. Hulle sal reg wees, glo my, hulle sal reg. En Ella hulle sal ook reg. Ella hulle sal ook reg wees. Maar ek neem aan dit gaan dit 'n 2-dag toernooi wees. Nee, one day get in get out. Maar ons sal baie pertinent seker maak daarvan dat ons twee buitepenne, dis waar twee penne op elke buitekant het wat twee blokpenne is. Okay, ja. En wat ek verder vir die ouens gesê het is wat daarna ter sprake gekom het is, mense kan dit 'n jaarlikse ding doen. En dan die twee swakste penne val uit en die twee beste penne van daai 4 wat buite sit kom in. Okay. Nee, sodoende dat daai ou weet, kyk, dis vir hom 'n ernstige ding om voor mee te dink. Jy wil nie 'n ou hê wat net daar gaan sit om sy gat te sit nie. Ja. So dit is maar 'n gedagte gewees, maar ons sal dit klink vir my reg. Maar ons klets nou baie hieroor. Ons sal dit definitief vir ons vir die we shall be ready. We shall be ready. Oom Johan, oom het gesê oom het 29 vis gevang haar eerste dag. Hoe toe hom se sak gelyk die res van die dae? Die een dag het ons uitgereen as ek dit nie mis het nie. Julle het net 2 dae gehengel. Ons gaan nou by hom kom. so die eerste dag het ek toe nou 29 vis vir 25 kg en die ou wat die zone wen het toe. En dit is ook die meeste vis op 'n dag vir 'n hengelaar, as ek nie mis het nie. Dit was net dag 1 het 32 vis gevang. Derek Sadie het dag 1 was hy Victor geweest, hy het 32 vis gehad. Ek het 29 ding, ek was in die top 3 vir die dag vir die gewig en vir die vis. En dag 2 toe vang ek die topsak en ek vang toe 33 vis vir 35 kilos of so ietsie. So en toe spring ek van 6de, 8, 7de af, want ek was die beste tweede plek vir die eerste dag en toe is daar net een ou van Gauteng Noord, die ouetjie wat gewikter het toe nou. Hy is toe nou dag 2 het hy weer die zone gewen en dag 2 het ek toe nou die zone en die dag overall gewen met die 33 vis vir 35 of daar iets kilogram. En toe spring ek toe nou van die
7de plek en 7de ek was nou tweede. ja, na die 2de plek toe. Want al die ouens wat toe nou die zones gewen het, was daar toe nou net die een ou wat die eendag zone wen en die res van hulle is of 'n 2de of 'n 3de of 'n 4de of waar ook hulle heen toe is. En dit is toe ons nou geëindig het so die Dinsdag aand. En ek moet vir jou sê dit was toe nou ons het toe nou van A of C sone toe geskuif en dit was nou die moeilike bitter moeilike sone selfs vir die vorige dag al kon jy gesien het was moeilik. Ek hou mos maar die skorkaart dop en dan kyk ek wat het die ou op daai pen gevang, dan weet ek min of meer waar ons gaan heen en daai ouens het ek dink 14 en 15 vis daar rond gevang. Wat toe nou redelik baie was vir die sone want omdat daar so min vis was. Ag en ek het net die oggend gekom en ek het besluit die vorige dag het ek toe nou nie babers gehengel nie want ek het nie nodig gehad om babers te hengel nie want as jy 'n plan het en jou plan werk en jy kry die vis wat jy moet kry Barry dan weet jy mos dan waarvoor wil jy van jou plan afwyk ek vang vis en ek het gedink ek doen redelik goed is ek was net nie seker van hoeveel vis daai ouens daaronder vang nie jy kon sien hulle is besig maar jy weet ook nie wat vang hulle nie so. Maar nevertheless, en toe het ek maar net besluit die oggend en ek maak my baberstok reg. Ek sê vir hom Johan oom, vandag ek gaan 'n baberstok gooi en ek gaan my langkarpstok gooi. En die wind het so skuins van agteraf gewaai en ek het juis weggebly van tot so met 115 vir hom Johan want die paar visse wat daar is dat hy dit kan vang want ons het geweet dit gaan vir hom moeilik wees is om verder as dit te gaan. So sê ek van oom Johan, al die vis wat hier naby is joune. Jy vang hulle soveel as jy kan tot wat hulle nie meer daar is nie dan gaan ons vir jou 2 baberstokke gooi en vang jy maar wat jy kan. En ek het die baberstok gegooi en ek het die karpstok gegooi en toe zoep vang ek 'n babertjie, vang 'n babertjie, vang ek 'n karp, vang ek 'n babertjie. Ag en nou so het ek die hele dag maar deur gerol en toe en toe kom daai lelike wind op, maar soos 'n ordentlike wind en jy weet in die middag Barry as ek vir jou sê daai 110 vir jou as ek ons gegooi dan lyk dit of hy brieke kry soos wat die vlekkies uitskop soos wat daai wind hom druk en maar toe jy weet ek gooi hom toe nou nog steeds 15, 20, 30 meter verder as wat die volgende ou hom sal gooi. En dis hoekom ek toe nou bly visvang en dan vang ek so 'n groot kaap op hy slange. Waar ek nou die baber moet vang en dan vang ek 'n baber en dan vang ek 'n kaap en dan weet en toe eindig ek met 33, maar ek het nooit gedink ek het 33 vis nie. Ek het gedink ek is naby aan gister se telling van dalk 25, 26, maar weer eens dit was baie vis vir die sone. En ja, en toe ons nou by die skaal kom, is dit nou 33 vis, 35 kilo so en weet dis sone wen, dag gewen, overall gewen. So dit was nou maar so en dan toe sakkie en toe nou ons nou by die kamp kom en ons gesels en ek sê vir hulle boys, julle moet mooi verstaan, die reën het voorspel en ek het my weer goed was perfek spot on, soos wat die wind gewaai het, soos wat ek vir hulle sê, luister die boys, dit gaan reën môreoggend, julle moet maar seker maak julle het genoeg warm klere in en julle het julle droë klere in en ons gaan dalk opstaan in die reën en ons gaan dalk begin in die reën en ons gaan nou 'n bietjie reën nie, toe wys hy gaan tot so 9:30, 10:30, 10:00 se kant toe. Yes, en ons het ingegaan water toe, ons het begin hengel en ek het 3 kaaps in 'n groot snor gehad en 8 hierdie blaase hoeter. Ons is almal verbaas. Ons het geen idee wat hier aangaan nie. Daar's nie weerlig nie, daar is net mooi niks nie. Nee, sê ons kan maar oppak, ons is klaar gehengel. En terwyl ons oppak toe breek die reën en teen die tyd wat ons klaar opgepak het, toe skyn die son. Toe cancel hulle die hengel. So toe ons dag verby en dis die einde van die toernooi. Ja, weeg hulle toe darm. Nee, jy kan nie weeg nie want dit was nie 'n 4 ure kompetisie nie. Dit moet 'n 4 ure wees voordat jy dit as 'n kompetisie kan hê. En ek was nou op pad om daai nou sakkie die ou wat die 2 ouens wat op ons pen gesit het. Die vorige dag het vir die hele dag 5 visse gevang. Ek het in die eerste uur 4 vis gevang. So dit's maar net weer eens dit was gewys dat daai distansie, maar ek het hulle letterlik ek het
150 met die sprinkie, omdat die wind so lekker van, ek het hom sommer so in die lug gegooi, en van die wind hom so 150 toe. So het ek die spring so neer, en ek het daar 3 Kaaps gevang, en ek het 'n jy babber shape gevang. is as die wind van agter. Agteraf waai, ja, maar dit was goed, al lyk ek ook goed. Maar ek sien, ja. ek het nou, ek het die wasrams opgetrek, nou hierso die ding van Safhof afgetrek, die finale puntestelling, en ek sien vir die meeste vis oor die, wel, ons sê nou oor die tweede, oor die toernooi, Oom Johan het die meeste vis, met 65 vis vir 61 kilos, is die meeste vis. Ja, en ek het die swaarste sak gemis met 700 gram. Ja, 840 gram, ja. 840, ek weet daai ou 61 punt something. Vir Reed 61.8 en Oom Johan het 61 kilo, so ons tweede wat dit betref. Ja. En dan so nou tweede of runner-up Victor Ledorm vir die toernooi. Wie is daai HG Janse van Vuren, Oom Johan? Dis 'n ou van Gauteng Noord. Maar ken dis nie 'n bekende hengelaar vir ons nie. Nee, hy hengel al 'n tydjie, geruime tydjie. Hy gehengel 'n geruime tydjie al. Nee, die oom hengel al 'n rukkie. Hy Wat sy naam? Ek gaan nou vir sy gesig, ek sien sy gesig hier voor my man is. Hy's baie ek sien hom baie met die hengel. Hy's baie by die Old Transvaals en die goedjies. Hy's altyd daar. Hy hengel. Jy sal hom, as jy hom sien, sal jy weet wie dit is. Berra, jy ken hom. Maar ja, hy 2 dae sone gewen. Hy dag 2 toe trek hy puntpen F7, so good luck vir hom. Ja. Ek meen as jy iemand moet hom trek. As jy hom kry, moet jy hom nog steeds gebruik. Dis nou maar so. Dis 'n feit, ja. Ja. Dit sou nou interessant wees. Dit het nou man, Barry, dit was nou eintlik so 'n halwe antiklimaks, want daar was spanne wat medaljes kon gewen het, wat nou nie die kans gehad het nie. En daar was 'n stuk of 7 of 8 van ons wat Victor kon gewees het nog, verstaan jy? So dit was so oop gewees dat daar 7, ek dink as ek vinnig gekyk het, was daar omtrent 7 ouens sakkie. Kyk bietjie daar nommer 7, hoeveel punte het hy gehad? Ja, ek net die hoofbladsy, daai eerste 7 ouens kon nog Victor gewees het na die 3de dag. Want ek meen enigiets kon gebeur het, jy kon slip het na 2de of 3de plek. Ja. En dan skuif jy volgende ou in. Sê vir Johan, wat vis aan betref, hoofsaaklik Kaaps of meer babers? My sak eerste dag was 29 Kaaps. Ek het nie een ander vis gehad, 29 karpe. Dag 2 het ek so 'n paar gras. Gaan jy hulle nou al klassifiseer as Kaaps as hulle maar net onder 1 kilo is? Of is dit Kaapies? Ja, daar was baie van daai daar was baie van daai 300-400 gram karpies. Wat daar was. Maar dan vang jy daai mooi 2-3 kilo Kaaps ook. En enigstens 'n teken van die kurpers en die maddies en die goed? Niks. Nie 'n teken van niks klein visies nie. As dit mos 'n teken was, sou hulle mos nader gehengel het. En daar was nie dis nie. Nee, daar was glad nie 'n teken van dit. Ja, wel die grootste kurper wat geweeg is 0.28 kilos. Dit is 280 gram. Ja, dit was 'n groot, ek dink daar was bitter min van hulle. Ek glo in ons sone wat ons geweeg het elke dag was daar enigiets behalwe karp, baber en modderback. Ek weet ons het 'n koei ook gehad of weet so iets. Ja, goldfish, goudvis is daar, ja. Ja, so verder was dit. En toe dag 2 was omtrent die helfte van my vis karp en die ander helfte baber. Want toe het ek nou letterlik vir hulle gehengel uit en uit gegaan. Die weer was reg vir hulle. Volgens my het ek gedink dis die regte tyd en dit het maar net so gewerk. Dit het perfek uitgewerk. Johan, plan gewys buiten vir distansie. Het jy 'n spesifieke metode gevolg of 'n spesifieke as jy Johan Bekker se podcast kyk oor die laaste tyd wat ek hierso was, is dit 'n floutie, 'n deeg teruggedruk in die bol. Sakkie, drink 'n slukkie van daai whisky my maat.
Ja nee, ek sal. Hy dis wat hom nou kap. En die wangetjies se rooi raak. Ek het Barry, ek het dit in die oefendag gesien. Ek dink ek in die oefendag het ek my barberstok 3 keer gegooi en ek het so enetjie gevang en ek het so enetjie gevang en ek het so enetjie gevang. En ek het net besluit dis hoekom ek die eerste dag toe nou nie barbers gehengel het nie, want daai area wat ek gehengel het, was daar net nie barbers nie. Ek onthou dit van die vorige jaar toe ons daar gehengel het, was ek saam met die seniors daar en het presies dieselfde gebeur. Die A-sone het ek nie barbers gekry nie en toe die C en die E-sone het ek die barbers bymekaar gemaak, 2 dae na mekaar. En ek het presies daai selfde plan gevolg, maar dit was 'n flou teen 'n deeg, teruggedruk in die bol. JLC, Legend, Tech, Black Widow, flat hom, gooi hom daar agter, sit hom neer en wag tot hy byt. That was that. Niks spesifieke aas nie, niks spesifiek nie. Dit was net soos wat ek altyd hengel, niks nie. Ek het net in plek van waar ek altyd sal ek Legend, Black Widow en JLC hengel, sit ek maar net altyd die tag by in Bloemhof. Yes, maar dis baie kombinasies daai. Nee, is nie baie kombinasies nie, is baie dips. Onthou ek kry dit nie so, ek kan dit mors. Maar dit werk vir my. Ons het dit al hoeveel op die podcast gesê dat ons het daai Nadine het vir ons daai ding gesê van as mens by 'n restaurant inloop. Ek dink dit was Nadine wat gesê het dat as jy by 'n restaurant inloop, ruik jy al hierdie verskillende geure en reuke en goed sit en die kos ruik lekker. Jy sê jy ruik die kos ruik lekker. Jy sê nie die garlic ruik lekker of dit ruik lekker. Jy sê die kos ruik lekker. So dis maar dieselfde konsep wat daai. Ja, en dis maar ook hengel. Ek het niks spesiaal gehad nie. Inteendeel ons het sommer net 'n ek goed op die bol en as jy dan sukkel, sit jy net bietjie bloekom by. Nee, as ek sukkel, dan gooi ek hom net verder. Avond gat. Ja, maar dit was dit is maar so en weet ek die ouens het my gesê ja, hoe kry jy dit reg? Ja, ek hengel met die sprinkie, dis maar hoe ek kan dit doen. En toe die wind baie erg was, het ek net na 35 gram gehad daai distance weighties en ek het 'n 35 opgesit. En dit het net gegaan oor die line management om hom net weet bietjie meer reguit te trek en nie te veel bucket nie. Gelukkig my penmaat Johan, hy gooi na sy regterkant toe. Ek en hy het mekaar nie een keer eers gevang of uitgetrek. Maar jy het seker ook vir hom gesê dis waar hy nou moet gooi. Gelukkig daarom nou nie. Hy gooi jou gesê nou al. Ek sal dit nooit doen nie. Ek luister vir hom. Jy sê vir hoor ek so Johan reguit is daar. Nee, gelukkig het ons dit. Ek het nie daai probleem gehad nie. Ja, Johan kan lekker hengel. Hy hengel baie lekker. Ek sal enige dag saam met hom hengel. Waar gaan sak jy nou heen? Ja nee, ek het nie. Kom ons wag. Hy is seker nou weer terug. Ja. Ja, nee Johan, dit is ek wonder nou net of gaan die ding nou aanhou rekord. Lyk so, nee. Ek kan nie sien of hy rekord nie. Ja, myne wys al tussen ons 2 foto's wys hy rekord. Ja, hy wys daar rekord. En die tyd loop nog. So kom ek jy gaan nou maar aan. Johan sê van en die 'n week of wat voor dit, paar dae voor dit so ietsie, het julle die Karp SA's ook gehengel? Ja, toe was ons nou by die Karp SA's by Bamboes en datum ja, ek dink die Victor Dorm hulle was op 800 kilos, ons het so amper by 500 gedraai. En kom sakkie nou terug. Lyk so. Ja. Ek skuif ons nou rond. Ek weet nie waar skuif by ons hierdie. Ek hoop nie dis die whisky wat dit veroorsaak nie. Nee. Ja, so dit ons die dae gehengel en maar dit het my nou nie veel gehelp vir dit wat ons aan die ander kant gedoen het nie, want dit is mos nou fasette en 2 verskillende dinge wat ons doen en so dis nou nie 'n kwessie van dat ons geweet het wat daar aangaan nie. Sy sakkie, ons is jou gemis. Sorry, met al die storms linkerkant op my skerm nie meer die regterkant nie. Met die watsenaams, met al die storms wat ons nou onlangs hier gehad het, is die internet maar 'n bietjie van 'n Maar Sakkie, hy het gebly rekord, hy het alles gerekord. Ja, nee, hy behoort dit op die dis so lekker van hierdie sagteware is hy rekord glad nie op my rekenaar of enigiets nie. So. Okay.
Hy is heeltemal onafhanklik. Ja, so Barry, ons was daar en ons het lekker gehengel, dit was altyd lekker. Dis mos maar altyd Het julle enigstens daar besondere vis gehad? Sakkie, ons praat dan gou oor die Karp SA's wat net die week voor dit was. Jy het toe saam met Skalk gehengel, nê? Ja, ons het net so by die 5 kilos, ons het 'n klomp vis gehad wat 4.9, 4.8, 4.9 daar rond was. Wat maar gewoond is vir daai vir bamboes, ek meen dis mos maar altyd daai, ons vang ons maar altyd daai visse daar. Bietjie groter. Ja, bietjie groter klas, want dit is mos nou anderster hengel en anderster voer en groter particles en so jy gaan daai groter vis lok. Maar hulle kom nie die eerste dag al nie. Hulle kom eers hier na die tweede en die derde dag toe. So ja. So. Ek dink dis as ek moet terugkom Suid-Afrika toe, sal ek definitief naweek, daai bietjie langer ure kompetisies, sal ek definitief bietjie meer aanvat. Ja. Dis nou iets wat ek hierdie kant as ek nou na die video's kyk van die ouens wat dit doen goed, dit my regtig nou tikkel die hele hoe jy campaign het vir 3 dae. Daai 72 uur doen ons nou al, ek doen dit van die begin af en hulle het nou lekker begin met 'n hulle gaan dit nou, ek weet nie wanneer presies nie of hulle hierdie jaar of volgende jaar, gaan daar 'n meesters SA's wees vir die karp, maar hulle gaan dit net oor 48 of 52 ure hê. So dit is net jy weet begin 'n Vrydag en maak 'n Sondag klaar. So dis nie 'n is volle 72 ure nie. 72 ure is lank vir die ou manne. Nee, ek vat nou vir my en Skalk, ons is seker die tweede oudste paar daar, want dan oom Dirk en klein Dirkie is daar, maar mens net oubaas Dirk wat nou oud is, want Dirkie is nog 'n laaitjie. En dan is dit oom Johan van Heerden en sy penmaat. So die res van ons is maar eintlik ek dink Loukie, Mias is nog nie so oud nie, maar Loukie is ook al in sy 50 en sy penmaat is nog jonk. So daar's 'n paar van ons wat nou al van die begin af saamkom wat nou al ouerige manne is, wat ek meen dis en jy moet onthou nou, Sakkie, ons probeer nou teen 'n 20 en 'n 25 en 'n 30-jarige laaitjie wat jy 72 uur kom. Ja, nee, dit nie. Ek meen ons moet slaap en ek vat nou hierdie SA's byvoorbeeld. Skalk was bietjie siek geweest en ek het baie gedoen en ek het moes hom baie keer omdat dit so fyn drizzle en hy was siekerig en ek moes hom, jy weet, sê gaan in die tent en jy mag nie uitkom buitekant nie, want ek meen ek het hom nodig vir die 72 uur, so ek moet hom oppas. En dan het ek ook maar al min geslaap. Ek het vir die hele tyd 6,5 ure, 7 ure op die meeste vir 72 uur geslaap. En die res van die tyd hard gewerk. Ja, dis nie mense idee van ons gaan 60 toe. Dis nie dat ons nou nog in die begin van 50 is nie, ons gaan al 60 toe. So ons begin al grandmasters word. So weet dit vat in 'n mens. Julle jong man, ek het gedink jy kan nou jong man, jy het nou net 60 geword. Jy is 'n ou bal nou. Ja, my pa sal wat 63, 64. Ja, hy is 64. Kyk dit. 64. Hy het nie eens hare nie, man. Sê gou vir my, hoe oud is hom Skalk nou? Ek en hy is ewe oud, 58. 57. Ja, 58, ja. Hy is ook 'n bietjie nuwe vir 'n episode. Maar verstaan jy, Sakkie, dis nou daai ons is nie meer kinders nie. Dis weet ek sê nou net ek probeer nog met die dis soos met die hengel. Ek kompeteer nog saam met die jong manne want dit is vir my lekker en ek hou myself besig daarmee. En ek dink met die papgooi is dit anderster want is 8 ure ek kan flare out gaan vir 8 ure. Dis fyn. Dan slaap vir 2 dae. En dan slaap vir 'n goeie aand en dan se ek weer môreoggend reg vir die volgende. Maar na die derde dag begin dit jou vang. Ja, ek meen dit begin jou vang. Dan moet mense op 'n honeymoon gaan en sulke nie op 'n honeymoon nie, op 'n huweliksherdenking trip gaan. Ja, op 'n huweliksherdenking trip as jy terugkom. Ons praat oor van die meesters SA's. Jy kan dan na die tweede dag toe kan jy al sien die manne staan moeiliker op in die oggende en alles is bietjie meer traag en jy kan dit duidelik sien man, jy kan dadelik sien dit vat in 'n mens. Weet die ouens dink altyd, ek sê altyd hierdie vir die mense by die winkel ook. Hulle dink as ons SA's toe gaan om te gaan hengel, jy gaan op vakansie. Hy moet bietjie dit saam met my kom doen, dan kom kyk jy is moeg na die tyd. Man, jy is moeg na SA's. Kakkie, ons is moer toe. Dis 'n feit, ons is want ek meen ons werk hard.
Jy staan 4 uur op, jy gaan slaap 10 uur vanaand. Julle 8 ure se hengel, flat out in daai water in en uit en jy's emosioneel word jy ook getap want nou by die vis nie. Die mense dink ja, as jy vis nie buite jag jy sit en dit tap jou emosioneel want jy maak planne en jou brein werk die hele tyd. Wat moet ek volgende doen? Hoekom is dit? Hoekom is dat? Dit is maar hoe ons visserman is. Oom Johan sê nou van die ouens word oud. Ek het al hierdie straaltjie op die podcast vertel, maar ek dink dit was al baie lank terug. So ek kan maar weer vertel. My pa het elke jaar het hulle 'n groep, die papgooiers het hulle elke jaar 'n seetrippie gereël. Want as hulle af Mappelaan toe of Transkei toe, iewers dit gaan hulle nou vir so lank naweek gaan die klomp papgooiers nou gaan hulle nou see toe vriend vir 'n naweek. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek was altyd te klein geweest. My pa het altyd gesê nee, jy bly by die huis, ek kan nie saam gaan nie. Maar een jaar gaan my pa sien toe hy kom terug en ons staan een oggend in die kombuis en praat my pa sê, mense kan nie glo hoe oud hierdie ouens word nie. En hy sê, ja, hulle drink pille en hulle het sulke klein bakkies met maandag, dinsdag, woensdag, elke dag se pilletjie. Dis so 'n handvol pille wat hulle drink elke oggend, hulle almal. Ja, dis 'n feit. My lewe nie vergeet nie. By nie. ons by die meesters dit is so, ongelukkig is dit so. Dit almal het 'n bloeddruk pilletjie en hierdie ouens hulle moet eintlik met 'n SA moet hulle nou maar verpleegstertjie daar kry en sê jy handig jou pille in elkeen. Almal voor die tyd handig hulle pilletjies in en dan laat sê dit vir julle almal hulle pilletjies. Hulle pilletjies drink op die regte tyd. En jy weet wat Barry al gaan ons deur dit, bly dit nog steeds lekker. Ons doen dit nog steeds en is vir ons gelukkig lekker. Is daar 'n pilletjie om te drink. Nou verstaan jy, 'n pilletjie vir alles om te drink. Daar's nou nie 'n pilletjie om vir my te laat beter voel die volgende dag as jy moeg is en jy's op nie, maar dis nou waar jy geestelik jouself voorberei. Ek meen jy weet mos nou jy gaan na SA's toe en jy gaan hard werk en dit is maar so. Pys, jy moet maar pys. Ek moet bysê, ek en Lia die naweek daarvan gepraat op die boot. Ek dink eerlikwaar nie, ek sien kans vir 'n boot SA nie. Dis harde werk. Ek dink ek wil daar's 'n boot SA. Ek dink hulle het 'n oefendag en dan hengel hulle 5 dae in 'n ry. Ja, hulle is 5 dae. 5 dae. Ja, 5 dae. So dis 6 dae, elke keer daai anker 24 keer daai anker lig. O ja. En jy weet, dis dieselfde met die papgooi ook. Die papgooi is 2 dae oefen en 3 dae flat out hengel. En weet jy, en dan 'n rusdag en dan minis. Ja, en dan 'n rusdag en dan 2 minis ook nog. So maar buiten dit nou as jy dit vat is as jy daai 5 dae vol en daar's van daai ons wat daai 5 dae vol hengel, hy's daar vir dit om te hengel. Hulle hengel om flat out. So jy is moeg. Dit is so. Selfs by die senior SA's het ek al gesien man, jy kan nie terughou nie. Jy moet hengel of jy moet maar eerder sê nee, ek is te oud, staan terug en laat die jong man hengel want anders te mors jy jou tyd en jou geld en jou spanmaat se tyd en geld. Nee, ek sal vir jou sê ek sien net eerlik. Ek dink nie ek sal dit maak 5 dae in 'n ry. 5 dae is 'n bietjie rof. Ja, dit is. Veral dan gaan daai ouens Bloemhof toe vang hulle 300 kg per persoon. Hoor jy sommer Barry, ek het nou gesien die naweek het ek uitslag gesien van waar Henny Papenfoes hulle gehengel het en hulle het 200 en iets kilo so iets van was hulle by Bloemhof. Ja. Ek het vir dinges gesê dit ek en Barry Harms het gepraat daaroor. Toe sê ek my die uitslag sien. Sê ek hulle is verseker daai getalle kan jy maar weet hulle was by Bloemhof. Ja, ek het net gesien dat hulle by plekke in die son gebly daar in Bloemhof. Dis hoekom ek weet hulle was in Bloemhof. Ek het hom reguit gesê dis daai Bloemhof. Daar's nie 'n ander plek as Bloemhof nie. Ja. Alright, ek sien die tyd vang ons 'n bietjie. Daar's nog een of twee goed wat ek net wil aanraak. Die Proteas is nou in Namibië in Harrap. Die klomp hengel dat die BC spewe. Ek het hierdie week foto's al gesien van die dames wat gepost het en dit lyk asof hulle baljaard is in die vis. Ek sien tannie Erika hulle is daar en goed so dit. So as julle tannie Erika hulle op Facebook en goed volg en hulle gaan kyk, ek sal dalk sommer net een of twee foto's opsit. Maar ja, dit lyk of hulle regtig daai dik hardop kaaps vang. 'n klomp van hulle. Ja, die ding is hulle gooi so naby en so saggies en laat nie die vis besef nie as daar's mense op die oewer nie.
Is dat Behalwe vir daai bakkies en alles wat daar oor die klippe gaan. Klak. Nee, maak geen fout nie. Nee, daai is mooi vis wat hulle afvang. Ja, ek het daai sakke ook gesien. Dit is fantasties mooi vis. Kyk, ons praat vandag op by die werk, toe praat ek en ou, toe sê ek vir hom, ek en Lappies. En ons praat toe nou van die klomp wat Marikus Ele wat daar is, hy en sy boetie Johan, en hulle is in die seniors van, en hulle die first, toe sê ek vir Lappies, 3 jaar terug, toe was ek daar vir die meesters, vir die eerste keer wat die meesters se Protea span gekies was ons daar gewees, en daar's niks so lekker nie, daai klein visies hier naby hengel die muddies en die geelvis, en dis lekker, maar daar's niks so lekker as om daai stok daar agter te gooi en jy sit daai polisman net so en jy kyk en hy kom so stadig so die water uit en stadig en dan begin hy net so styf trek en dan hy stop om daar toe ons in die winter daar was. Hy stop net so. Dan dink jy nou wat nou? En dan trek hy so stadig weg. Ek wil net so kap trek. Ja, hy trek hom so stadig. Hy het nie spoed nie, net so stadig, maar hy hou net so aanloop. Ja. Daar's almal niks so lekker nie. Maar ja, dit is hardop en ek hoop maar vir hulle dit gaan goed met hulle en ek hoop die bokke kan die ding deurtrek. Dit sal lekker wees. Het jy Notre-Dame daar al gehengel? Nou het ek baie jare terug gehengel. Ek het hom nou nog nie saam met die onlangse Proteas en goed gehengel nie, maar ek het hom jare terug gehengel. Toe ek nou gesê het, okay, maar die sprake was daar dat ons nou toe sou gaan en toe kry hulle weer lekker reën. Toe het hardop weer water, toe gaan ons hardop toe, ag, wat is maar so. Dit bly maar lekker of jy nou in 'n noute hengel of jy in 'n harte hengel is, ag, 'n hardop is maar dieselfde. Ja. Dit bly dieselfde. Dit is maar die vis is altyd dieselfde. En dan net die Australiaan, die span wat Australië ekskuus, die span wat Australië toe gaan vlieg ook nou een of ander tyd as hulle nie klaar al gevlieg het nie. Kompound, wat was daai datums gewees? Nee, hulle het nog nie gevlieg nie. Dit is volgende week. Hulle gaan nou volgende week. Ja. Ek weet hulle is terug, ek dink voor my verjaarsdag. Ja, hulle gaan nou volgende week. Hulle vlieg. Ek dink hulle vlieg hierdie naweek. Ja, dis wat ek sê. Ek dink hulle vlieg die naweek en dan voor volgende naweek is hulle weer terug. Ja. Dit is net so vinnige heap en skip en jump. Sakkie, ek sien hulle het nou die voorlopige meesterspan ook bekend gemaak. Die Proteas wat nou gehengel het nadat ons SA's en Protea span gemaak het. En daar's so 1 of 2 veranderingkies in die span, mense wat bygekom het. Soos Marikus Elof sien ek is voorlopig in daai span en dan so 1 of 2 ouens van die vorige span is dieselfde en dan lyk die Protea span wat weer na Australië toe gaan lyk baie amper of hy nie baie verander het nie. Daar kan ook 1 of 2 veranderings daar ook wees, maar hulle het dit nou vandag bekend gemaak, die nuwe spanne. Nou het oom daar my span gemaak, as ek mag vra? Nee, ek het nie deelgeneem aan die proewe nie, ek neem nie deel aan die proewe nie, ek wil graag in 2027 spits ek my toe op hierdie stadium op die method feeder, so ons begin nou Saterdag is ons eerste oefendag, Saterdag en Sondag, en dan hengel ons Maandag, Dinsdag en Woensdag by die Nyl, en dan Donderdag is ons toetsdag en ons gooi, en dan Vrydag en Saterdag is ons 2 nasionale proewe. En waar gaan julle internasionale ding wees, om Johan? By die Nyl. Dis by die Nyl en dan dis mos maar waar dit in 2027 ook gaan plaasvind binne die wêreldspele hier is. So die Nyl is geoogmerk vir die method feeder en dan die classic is vir ek dink Valdam somewhere by Van Driels of ietsie en of ekskuus die meesters en dan een gedeelte is by verlatens, ek dink dis die classic seniors en dan die res van die afdelings is mos nou die bamboes is die karp en dan die papgooi het ek verneem dat dit mag dalk sloep toe gaan. So Bloemhof kry gaan 'n klomp voete kry daai tyd. Ja, wel as daar genoeg blyplek gaan wees vir almal en alles. Ja. Want net die karp afdeling ek weet nie hulle was hierdie jaar was hulle 32 lande wat deelgeneem het. Ja, maar die karp afdeling bly by die dam.
Ja, maar Ja, die maar span. onthou die vorige dag en die spanbestuurders en die spankapteine en alles, hulle slaap in Bloemhof. Hulle mag mos nie by die water wees na 6 in die aand nie. So daai mense moet almal verblyf kry in Bloemhof. Nee, dit gaan rof wees in Bloemhof. Daar gaan baie plekke wees wat vol gaan wees. So hulle mag dalk dink, hulle mag dalk die afdeling die wees soos verlede die vorige keer maak dat dit weer in Valdam somewhere is om daai druk uit Bloemhof te hou want daar gaan baie druk wees op Bloemhof want dis die feeder, dis die karp. So ja, dit gaan rof wees. Maar as jy dan nog die pap gooi daar gaan by dan gaan jy ja, dan dalk 'n bietjie van 'n probleem hardloop. Korrek, ja. So hulle sal dit nog seker mooi spasieer en uitwerk. Ag, maar dis hoekom maar mense in beheer is van daai van goed. Doplik dink Correct. aan al daai tipe van goed so. En ons is nog wat 2 jaar weg van dit af. Ek is nogals opgewonde. Ek dink dit kan nog 'n lekker tyd wees in Suid-Afrika. Ek sal dalk met my vrou gesels en kyk of ek my dinge so kan reël dat ons oor Daai daai GPS. tydperk hier kan wees. Ja, dit gaan nou wees, is nou soos dit nou wat verby is al. Jy's nou al amper weer terug in Vietnam. Ja, maar dis in Oktober maand. So alles gaan in Oktober maand plaasvind. Ja, so 2027 is dit Suid-Afrika. So dan Ja. sal ons 'n plan maak. So ons het 2 jaar. 2027 en dit sal obviously meeste van ons almal in daai selfde week wees. Al die goedjies want ek meen die lande kom saam eendag, dis een openingsfunksie en dit help nie die openingsfunksie en die ou gaan eers 2 weke later hengel nie, so hulle sal seker dadelik daar weke doen. sal ja. Ja, is interessant. Alright, leider ek sien die tyd dat ons hardloop nou so op 1 en 10 minute. Ja, is daar nog enigiets wat Pa vir Johan wil vra om net gedinge af te sluit? Nee. As ek hom iets wil vra ek hom so aan by winkel. Nee. Ek is alright. Hierso gaan hy net in die keuse van die stront vertel so. Ek kry hom daar waar hy alleen is. Nee, wat ek sal nooit vir ou jok nie. Nooit. Ja, ons weet. Dis kom ons oom so maklik op die podcast kry en ek dink die Hy luisteraars sê liewer sê vir my ag man move. Ja. Ja. Sê niks wat mens lieg. Ja, dis hoekom ek sê ek het net daai paar goedjies waarmee ek vis vang en sakkie ek sal nooit verander nie. Dit bly dieselfde. Dit nou weer 'n keer die ouens het daar gesê hulle kan nie verstaan hoe kan 'n mens hoekom het jy 'n viskas nodig om jouself deurmekaar te maak? Daai paar dippies wat ek het werk, solank hy werk gaan ek niks verander nie, dit sal so bly. Ja. Alright, Dera, ek dink dan sluit ons dit af hierso. Oom Johan ek wil vir hom dankie sê, dit is altyd lekker met hom te gesels. Ja, dankie man. Ek is bly ons kon vir die luisteraars by die huis bietjie gewys dat oom Johan kon visvang ook, nie net gooi nie. Hoop hierdie keer kry ons daarom comments om te sê dat dis lekker om te sien dat oom Johan kan 'n paar visse ook gevang kry. Sakkie, ek kan net vir hulle sê, hy's meer as welkom as hy dink ek kan die vis vang om hy te challenge gou vir 'n dag en dan kan ons kyk of dit is nou ons wat dis die hele kompetisie. Ja. Hy sê hy weet net vir hulle wys. Sê vir daai selfe Martinus wat hy was in dieselfde proewe waar ek was, nasionale proewe. Ek het die Springbokspan gemaak, hy het dit nie gemaak nie. Vra hom of hy kon visvang. Kom ons kyk op die dag sal ons Sakkie, ek sê altyd, weet ek is bevoorreg, ek is die nommer 1 hengelaar in Suid-Afrika op die ranglys. En jy kry dit nie verniet nie. Dis jou beste 3 jaar oor 4 jaar. En ek is nommer 1 op daai ranglys en ek is nou al vir so 2 jaar op daai 3 jaar by die meesters ja. By die meesters. Maar ja, dit is weet ek hengel hard. Dus ek is elke naweek probeer ek visvang en die mense sê dis die rede hoekom jy so goed is want jy's permanent by die water. Gary Player het gesê the more I practice, the luckier I get. So dis nou maar my uitgangspunt ook. Wie is nommer 1 by die seniors, hè? Ek het daai ranglys nog nie gesien nie. Dit sal nou na Maart maand weer uitkom. Maar dit sal een van daar by Joseph de Beer of Appie of een van daai mannetjies wees daarso. Ek het nie Mandela wil vir 'n paar dankie sê. Paar om al die 4 daai kan doodgeklap en al die goed reg gereël vir ons. Maar ek dink ons gaan kyk of ons hierdie week nog 1 episode kan opneem net om 'n bietjie vooruit te kom. Ons het die laaste ruk het ons 'n bietjie gesukkel om die
om al die episodes in te kry. So ek weet jy Lengel die naweek wees, so ons wil kyk of ons al Woensdag nog enetjie kan inwerk. Sterkte vir die naweek. Dis weer same but different. So ek wil Paak dankie sê. Dankie Boeta. Ja nee, ons sal gaan kyk wat ons die keer kan doen. Of hy visse wil kou of nie wil kou nie. Nee, hulle sal eet. Maar ons sou goeie moed. Ek sal na volgende week sal ek vir Pa 'n bietjie terugvoering gee oor hoe dit gegaan by die method feeder SA, so ja. Ek was 'n bietjie feedback daarvan gee een van die ouens wat van Namibia af terugkom. Ja, wat As ons Woensdag rekord kan ons seker maar ons sal baie goed hê dan ja. Alright, nou wil ek vir die luisteraars wat geluister het tot nou toe wil ek vir julle baie dankie sê. Onthou as julle 'n kans wil staan om daai 6 pakkies voer te wen. In die comments dan below gooi vir ons daarso 'n lekker original mieliebom. Sê vir ons wat se geur jy wil hê. Is dit die plain, is dit die plain, die fluorescene, honeyglow. No lag my kop. Dis die plain, dis die fluorescene. Ek sien my pa is gevries. So hy gaan my nie eers kan uithelp hier nie. Banana en egg yellow. So as julle wat ook al julle wil hê, laat in die honeyglow. Daar's hy weer terug. Los vir ons 'n comment onder en dan sal ons die lucky winners, sal 5 lucky winners trek aan die einde van of met volgende week se episode. Maar alright, dan sien ons julle volgende week. Baie dankie. Sien julle dan. Hier is episode ek dink 95. Cheers.